Gemeente, goeiemôre, welkom by ons erediens vanoggend. Voor die erediens kom ons luister na die liedjie van Boney M, Don't Kill the World. En dan dink ons in die prediking na en verwonder ons oor die grootheid van God en oor die skepping waarin hy ons geplaas het en ons verantwoordelikheid. Dit is vanoggend ook ons tema. Kom ons verwonder ons oor die grootheid van God. Don't kill the world, don't let her down. Do not destroy basic ground. Don't kill the world, our means of life. Lend ear to nature's cry. Don't kill the world, she's all we have, and surely is worth to save. Don't let her die, fight for her trees. Pollution robs air to breathe. Don't kill the world, help her survive, and she'll regard you with life. And don't just talk, go on and do. The one who wins is you. Cherish the world, a present from God. On behalf of our creators, made by the Lord, Care for the earth, foundation of life. slow progress don't help her survive. Don't kill the world, don't let her down. Do not destroy basic ground. Don't kill the world, our means of life. Don't kill the world, our Ontvang nou met 'n biddende hart die groet van ons Here Jesus Christus. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here met 'n pragtige lied, Gesang 464.
Gemeente, ons skriflesing vir oggend is die baie bekende Psalm 8 en Karel Meiburg gaan vir ons die voorlesing doen. Psalm 8, lof aan die Skepper, vir die koorleier met die musiek 'n psalm van Dawid. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word 'n teenstanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat U aan hom dink? Die mensekind, dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak, en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp. U skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Geliefdes, kom ons verenig voor die prediking in 'n gebed voor ons hemelse Vader. Here, U het gespreek en geskep. Elke periode het U teruggekyk en gesien dat alles goed is, volmaak en in harmonie met mekaar. So het U elke dag deur die skepingswerke gereis, en aan die einde het U by die mens gekom, en die mens geskep as die kroon van U skepping. U het ons goed gemaak. U het ons gemaak om in harmonie met die wêreld te lewe. En U het aan ons 'n besondere opdrag gegee. Bewoon hierdie wêreld, bewaar dit en gebruik dit. Dankie Here, dat U ons as U verteenwoordiger in hierdie mooi geskape wêreld geplaas het. Dankie dat U in U plan met ons die beste gewil het. Maar Here, is ons vanoggend rondom hierdie tema van U skepping en U as skepper nadink, moet ons klein word. Wil ons gaan wegkruip soos 'n Adam. Want Here, die doel waarvoor U ons op aarde geplaas het ons in misluk. Ons roei uit, ons verniel, ons misbruik. Hierdie pragtige woonplek wat U vir ons gemaak het. Ons is selfsugtig. Ons is geldgierig. Ons misbruik alles wat U daar gestel het tot ons menslike ontwikkeling om mekaar mee by te kom. In ons eie pragtige land sien ons hoe alles afgebrand en vernietig word. Hoe die mens die natuur verwoes en ons menslike lewe onrealisties uitleef. Vader, in U vaderhart is daar vandag hartseer. Hartseer oor die voorbeeld wat U gemaak het. Die voorbeeld wat U moet verteenwoordig op hierdie pragtige aarde. En ons leef daar die voorbeeld nie uit nie. Dankie dat U vir ons vanoggend weer kom toerus. Opnuut ons weer wil kom leer wat ons verantwoordelikheid is.
wat U van ons verwag. Mag ons elkeen nou wagtende aan U voete wees, om U te hoor spreek uit hierdie besondere psalm, en dan daardie boodskap deel van ons daaglikse lewe te gaan maak. Dankie Here, dat U met ons geduldig is, en dat daardie geduld in die persoon van Jesus Christus aan 'n kruishout gekom het, om al hierdie onsekerhede uit ons lewe weg te neem, ons te omvorm, om weer die verteenwoordiger van U op hierdie aarde te wees. Here Jesus, kom sny nou U woord oop, laat ons dit hoor, en daarvolgens lewe. Dit is ons kinderlike gebed, in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus, September maand in die kerklike kalender kom die tema van skepper en skepping in die besonder aan die woord. Ek en U beleef tans die aanbreek van die lente. Alles rondom ons is besig om groen te word. In ons eie harte het ons die lus om bietjie tuin te maak, net in die natuur rond te loop, en die pragtige skepping en die nuwe lewe wat God bring met die nuwe seisoen te ervaar en te beleef. Maar die vraag waarmee ek vanoggend wil begin is daar werklik in ons hart nog die verwondering oor ons Skepper? Die verwondering by ons oor die skepping en alles wat hy gemaak het. By baie mense is daar die verwondering nie meer daar nie. Want ons leef net vir onsself. Ons sien God en die skepping en alles wat hy vir ons daarin geplaas het nie meer raak nie. Daarom dat ons in die Nuwe Testament die geboorte van Jesus Christus beleef het. Jesus se mens word. Want Jesus is deur sy Vader gestuur om ons te red van ons neiging om alles te wil vernietig, om soos God te wil wees en baas te wil speel oor alles. Tweedens het Jesus na hierdie aarde toe gekom om ons weer te leer, wat beteken dit om eg mens te wees, God se kind, in die natuur, in die skepping. En daarom wil ek graag Psalm 8 vanoggend gebruik, om die waarde van God se skepping vir ons weer te beklemtoon. Geliefdes, Psalm 8 kom uit Israel se gebedeboek, soos die psalms dikwels in daardie tyd genoem is. Psalm 8 is 'n lofpsalm. Psalm wat die skrywer hom verwonder oor God se grootheid en God se almag. Hom verwonder oor alles wat God in so oogwink kon skep, hierdie wonderbaarlike skepping, waarin ek en U leef, en waarin ek en U elke dag deel. Dit is 'n psalm wat in sy geheel aan God gewy word, as skepper en onderhouer van sy heelal. Die struktuur van Psalm 8 is baie interessant. Hier is 'n omraming betrokke. Nou wat is 'n omraming? 'n Omraming beteken dat na die inleidende vers 2 en vers 10 in hierdie besondere psalm, die grootheid van God beskrywe met dieselfde woorde. En u kan dit weer nalees in u Bybel. Binne hierdie omramingsverse word dan oor die grootheid van God verder gepraat, maar in die besonder oor die mens. Maar wanneer hierdie gesprek oor die mens gevoer word,
dan mag daardie gesprek nooit los van God en ook nooit los van ons verhouding tot God bespreek word nie. En daarom wil ek graag hier aan die begin vir u sê dat ons daardie 10 verse van Psalm 8 in so 4 klein deeltjies kan verdeel. Vers 2 en 3 handel oor God se grootheid, sy majesteit en sy almag. U kan dit weer gaan nalees. Dan het ons in verse 4 en 5 waar die mens se gevoel van nietigheid beskrywe word. En dan in verse 6 tot 9 word God se doel vir die hele menslike geslag pragtig uiteengesit. En dan met vers 10 word die grootheid van God, sluit hy die omraming weer af om te sê, Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die ganse aarde. En ek wil hê ons moet vanoggend gaan kyk na hierdie 4 verskillende dele, wat Dawid so kunstig gebruik, om vir ons te verduidelik, wat is ons verantwoordelikheid, wat is ons taak hier op aarde in die jaar 2020, en in die besonder nog, in die grendeltyd, die COVID-19 tyd. Mag elkeen van ons weer vanoggend ons doel, hoekom ons lewe, beleef. Geliefdes, vers 2 en 3, soos reeds gesê, handel oor God se grootheid, sy majesteit en sy almag. As ons mooi kyk, dan sien ons in vers 2, noem Dawid vir God, Here, ons Here. Wanneer 'n mens na die Hebreëus gaan kyk van hierdie woorde, is dit baie interessant om te sien, dat hierdie benaming van God dieselfde benaming en aanspreekvorm is, wat daar in die Ou Testament aan die koning gegee is. Wanneer Dawid dus hierdie aanspreekvorm gebruik in Psalm 8, bely Dawid dat die Here die koning van die skepping is, die koning van die heelal. Hy is koning oor alles. Hierdie Psalm handel dus duidelik oor die heerlikheid van God as die koning van die heelal. Die aarde en alles daarop, sê die Bybel vir ons baie duidelik, behoort aan die Here. En uit hierdie belydenis in vers 2 gaan Dawid dan voort deur te skryf dat selfs die kindertjies en die suigelinge die Here se magtige werk besing. Nou wat beteken dit? Kinders, en u ken hulle baie goed, glo God kan enige iets doen. Daarom sê ons altyd, glo soos 'n kind, onvoorwaardelik, nie met vrae nie, nie met vooroordele nie. Die vyande van God hierteenoor is weer ons, die magtige mens, wat dink ons kan soos God wees. Ons wil God se plek inneem. En daarom, wanneer Dawid hierdie vers gebruik, bevestig hy dat kinders en suigelinge God se mag teenoor die tipe mense waarvan die wêreld vol is, wil weerspreek. Kinders simboliseer verder weerloosheid en swakheid, maar hulle het tog groter mag, omdat hulle God se naam op hulle lippe neem. Hulle lof maak dus God se vyande stil. Die lof van God se kinders is sterker as die laster en die woede van mense wat soos God wil wees. En met hulle lof, die kinders en die suigelinge se lof, bevestig hulle God se toeganklikheid vir elke mens, sy teenwoordigheid in elke mens se lewe en die getrouheid aan sy skepping om dit altyd te onderhou en vir ons as sy skepsels altyd by te staan. Dis in hierdie 2 verse beleef ons God se naam en in God se naam lê sy hele wese en sy hele karakter saamgevat. En mag ek en u weer hierdie grootheid van God in diepe afhanklikheid elke dag in ons lewe beleef. Geliefdes, dan kom ons by vers 4 en vers 5. En hier beskryf die Psalm vir ons die mens se gevoel van nietigheid.
Die tweede deel van hierdie Psalm begin by vers 4. Dawid druk hier iets uit van die spontane reaksie van die mens om nadat hy die maan en die sterre in 'n nag aanskou het, bewus te word van sy eie nietigheid en sy eie kleinheid. Dawid skryf dat hierdie heelal, wat die werke van God se vingers is, hom as mens klein laat voel het. En ons weet dat Dawid was 'n herder, hy het baie kere sy pa se skape opgepas, en daarom het hy daardie gevoel in die nag beleef van hoe groot die heelal is, hoe groot God is en hoe klein hy as mens is. En daarom dat hy by die vraag uitkom in vers 5 om te vra, Here, wat is die mens dan? Dat u aan hom dink. Die mensekind, dat u na hom omsien. Ek en u, broers en susters, kan nie anders as om saam met Dawid te vra, Here, wie is ek op die oomblik in u oë? Wat is ek op die oomblik in u oë? Hoe sien u my? Wie is ek vir u? Hoe lyk my lewe deur u oë gesien? As die Here so ongelooflik groot is, dat hy hierdie onmeetbare heelal gemaak het met al die plante, al die sterre, al die wolke, al die water, al die planete, dan maak dit ons eintlik bang om te besef. Ons is 'n spikkel in hierdie heelal voor God, maar vir God is ons belangrik. Wat is die mens dan, dat ons vir God so belangrik is? Dit gaan in 'n Dawid van oudste verstand te bowe. En ek dink as ek en u in die regte verhouding met God lewe, moet dit ons verstand ook vanoggend weer te bowe gaan. Hierdie is 'n uitroep van 'n verrassing en verwondering. Die verwondering, dit is hoe God is, dit is wie God is. God wat alles gemaak het, het ook die mens gemaak. Ek en u, wat hier rustig na hierdie preek luister. Oor die mens kan ons nooit los van hierdie God ooit dink nie. Die mens kan nie op sy eie staan nie. Aan die mens, sy skepsel, het God 'n besondere posisie gegee. Kom ons hoor dit weer eens vandag, wat my en u plek in hierdie wêreld is, waarin ons lewe. Jy is baie spesiaal, en jy het 'n groot verantwoordelikheid wat jy moet nakom. Geliefdes, en dit word vir ons pragtig beskrywe, ons doel, hoekom ons as mens op aarde is, in verse 6 tot 9. Dawid noem in hierdie volgende paar verse, en u kan dit weer gaan lees, 'n lys van dinge op, wat vir hom en vir ons vandag dalk nie sin maak nie. Dawid noem al hierdie dinge op, en hy stom geslaan. Hoe kan die koning van die heelal alles in die wêreld in die mens se hand plaas? Ons klein nietige mensies, wat so eie ek is, so eie georiënteerd is, en dan hoor ons nog, dat hy ons met aansien en eer gekroon het, dat hy ons aanstel oor sy skepping, ons verteenwoordig hom in hierdie skepping. En dan sien u, vra Dawid die vraag, wat is die mens? Maar hy het nie 'n antwoord nie. Ek en u het ook vanoggend nie al die antwoorde nie. In vers 6 word hierdie posisie beskrywe deur te sê, God het ons net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak. Wat beteken dit? Die Hebreëse woord vir hemelse wese is Elohim, wat God beteken. God het ons gemaak en ons is net onder God self geplaas. Probeer jy indink? Dit is 'n uitgeleese posisie, maar dit is ook 'n posisie van afhanklikheid van God vir alles wat ons doen en alles wat ons het. Die mens wat in hierdie ereposisie geplaas is, moet nie binne sy verhouding met God bly, maar wat nie binne sy verhouding met God bly nie, verstaan nie regtig sy plek in hierdie wêreld nie. Hoor mooi, ons ontvang van die Here aansien, eer en heerlikheid. Dis die doel waarvoor ons geskep is. Teenoor die res van die skepping is die mens in 'n heerser en bewaringsposisie geplaas. En daarvan vertel verse 7 tot 9 ons. Daar staan, Here, u laat hom heers oor u werk van u hande.
U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Alles het die Here aan ons onderwerp. Die wonderbare glorie van God se skepping word die ruimte waarbinne God aan die mens 'n plek gegee het. Die mens is God se beeld en verteenwoordiger, wat die skepping moet oppas en versorg, en nie vanweë ons besondere potensiaal nie, maar vanweë die taak en die toerusting wat God aan die mens opgedra het. En nadat hy oor hierdie doel van ons gedink het, dan sluit hy weer af en hy verwonder hom opnuut oor God in vers 10, wanneer hy sê, Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam op die hele aarde. Al wat Dawid weet, is dit wat in hierdie verse 2 tot 9 staan, waar is. En al wat hy kan doen, is om die Here te loof en te prys daarvoor. En dit doen hy in vers 10 in die besonder. Wat beteken Psalm 8 in die jaar 2020? Wat beteken Psalm 8 vir ons in die COVID-tyd, die grendeltyd? September maand, broers en susters, soos reeds gesê, in ons kerklike jaar is 'n maand waar ons die tema van skepper en skepping in die besonder oorpreek. Die vraag wat ons elkeen vanoggend moet vra is egter, is ek vir God in die jaar 2020 die persoon waarvoor hy my gemaak het? Voer ek my verantwoordelikheid uit in hierdie skepping? Of is ek een van daardie vyande wat die mooi skepping van God verwoes en vernietig, waaroor die suigelinge en die kinders my op die regte pad weer moet bring? Wie is ek dat God van die heelal aan my moet dink? Met my 'n verhouding wil hê en elke dag by my lewe betrokke wil word. Want geliefdes sien, die paradoks lê daarin, dat God die almagtige koning van die heelal, wat so groot is, dat hy dit alles met sy vingers gemaak het, en dat hy 'n besondere verhouding met ons wil hê. Aan ons 'n besondere opdrag gegee het, toe hy ons woonplek die aarde gemaak het. Al wat ons nodig het, is om op hierdie aarde 'n baie eenvoudige opdrag uit te voer. En daardie opdrag is 3 woorde: bewoon, bewerk en bewaar die plek waar jy leef. Die belangrikste kenmerk van Psalm 8 se boodskap is dat menswees nooit los van God gedink en bedink kan word nie. Menswees en mense moet verstaan word vanuit die skepende en reddende teenwoordigheid van die Here. Ons kan sê die betekenis van ons menswees lê in ons binding wat ons met die Skepper God elke dag beleef. Maar geliefdes, die mens van 2020 leef in 'n tyd waar mense oor die skepping dink as die ruimte waarin die mens homself groter as ooit moet laat geld. Vir die eerste keer kan die negatiewe spore en effek van die mens se invloed op die skepping duidelik gesien word. Klimaatsverandering wat enorme skade veroorsaak en die mens het dit teweeggebring. Alle forme van besoedeling wat alle lewende wesens op aarde bedreig. Die mens het dit veroorsaak. Die aarde lyk soos 'n vullishoop met al die rommel wat gestrooi word. Die mens het dit veroorsaak. En so kan ek nog baie ander sake noem as voorbeelde van die mens se misbruik en vernietiging van die mooi skepping van God. Waar ons nie meer verwonder oor die skepping nie, maar waar ons die skepping verwond. En dit pas in, broers en susters,
by die moderne siening van menswees. Lees maar, en dan sien jy dat die mens autonoom wil wees. Die woordjie autonoom kom van die Griekse woorde vir self en wet. Ons is ons eie wet, en ons eie wil, en ons maak net soos ons wil. En ongelukkig is dit van 'n groot deel van die mensdom waar. Daarom nooi Psalm 8 ons weer in, om in terme van ons geskapenheid, ons afhanklikheid en ons interafhanklikheid, na onsself weer te kyk, 'n selfondersoek te doen, en te kyk, hoekom leef ek los van God? Hoekom verwonder ek my nie meer oor die grootheid van God en sy skepping nie? Hoekom het ek gedink dat ek so magtig kan word, dat ek alles in my eie lewe kan uitwerk, en ek die krag en die mag het om self te kan aangaan? Dalk is een van die redes verder waarom mense die skepping uitbuit, dat ons verwondering, geliefdes, oor die grootheid van God verloor het. Die lewe leer ons dit baie mooi. As verwondering verdwyn, begin ons net die potensiaal tot selfverryking en magsmisbruik raak sien. En dit is so deel van die mensdom van vandag. Alles word net in terme van ekonomiese waarde en welvaart gesien en beleef en uitgebuit. Want ons vergeet van God. Ons vergeet van God se sorg wat hy beloof het en wat ons elke dag in ons lewe net moet raak sien. Daarom nooi hierdie teks ons vanoggend uit. Laat ons saam met die kinders en die suigelinge God se heerlikheid eers weer begin besing. Die sanggroep Bonnie M se mooi liedjie Don't Kill the World het ons vanoggend weer wakker gemaak. En die vraag aan my en u gestel, is jy skuldig daaraan? Kom ons begin net weer en verwonder ons oor God ons skepper. En tweedens, kom ons leef verantwoordelik. Ons het net een aarde. Die aarde is nie die dekor vir ons siel vernielsigtigheid nie. Dis die dekor vir die mens om te geniet en verantwoordelik te gebruik en ons oor God se grootheid te verwonder en dit elke dag te waardeer. Mag die Here God vir my en vir u daartoe help, elke dag. Amen. Geliefdes, kom ons verenig in 'n gebed voor die Here. Ons Vader wat in die hemel is, dankie Here dat u vir ons weer toegerus het oor ons verantwoordelikheid as u verteenwoordiger hier op aarde. En dat ons in ons gebed ons ook weer wil verwonder oor die grootheid van u skepping, maar boal oor die grootheid van u bestaan. Ons klein mensies is nie magtig nie. In 'n oogwink kan u ons uitwis, kan hierdie aarde totaal vernietig, maar u het geskep sodat ons kan lewe. U het geskep sodat ons u kan verteenwoordig. U het geskep sodat ons kan geniet dit wat hierdie aarde bied. Vader, help ons om spaarsamig te wees, mekaar raak te sien, respek en eerbied vir alles wat u geskep het te hê, en nie verwoesting te saai nie. Help ons om die probleme wat ons geskep het, antwoorde te ontgin en verandering te bring. En mag daardie verandering begin in ons verstaan van u, in ons verhouding met u. Want Here, as ons verhouding met u reg is, sal ons verhouding met ons medemens en met hierdie pragtige heelal ook in harmonie weer kom. Help ons daartoe in Jesus se naam. Amen. Geliefdes,
Ons slotsang is gesang 450. Geliefdes, ontvang met 'n biddende hart die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees en bly van nou af tot in die ewigheid. Amen. Ons wegsendingslied is gesang 454.